Man in die rolstoel, 'n vervolgstorie wat ek so gereeld as wat ek kan sal byskryf en voorlees. Adele Reinder. Afrika ondeer gaan steeds aan soos gewoonlik, maar daar is luistermaats wat kla dat dit te min is en hulle soek afwisseling. So hier is hy, nog 'n volboek in wording, 'n liefdesverhaal met 'n misdaad storielyn. Rion is 'n undercover oud polisieman met 'n suksesvolle nuwe onderneming, maar nou is hy eers op 'n missie wat hom persoonlik raak. Carmen was al daar, en die 13-jarige Flippie ken die einas van ons tyd aan sy eie vel. Misdaad raak ons almal. Ons nuwe vriende woon almal in dieselfde straat in 'n oënskynlike, veilige woonbuurt in Pretoria met 'n boom by die ingang. Man in die rolstoel, episode 1. Om in 'n rolstoel te sit het beslis sy beperkinge. Rion kyk moerig na die boonste rak in gang 3 van die supermark. Die bokse Jungle Out So Easy is ver bokant sy strekhand. Hy het lus en vlieg uit die rolstoel, gryp een van die verskeidenheidspakke en val weer plat. Maar hy durf nie. Net een persoon wat dit raak sien en hom later elders herken en sy hele dekmantel is daarmee heen. Die moeilikste deel van sy nuwe rolstoellewe het hy pas uitgevind, gebeur in die parkeerarea. Hy het homself dusnis gesukkel om uit die kar te klim. Die hidroliese stelsel help daarom om die rolstoel van die dak af te kry, maar na selfs 'n maand in die gym sukkel hy nog om sy eie gewig aan sy arms op te tel. Hy is nou nie juist die oefentipe nie. Die terugklim in die kar is net so 'n beslommernis. Sy hart breek vir mense wat permanent aan rolstoele vasgekluister is. Watter een? Vra vrou skielik langs hom en Rion ruk om en op na haar toe. Ek kon nie help om te sien dat hy na die kidspappe daar op die boonste rak kyk nie. Dit is bietjie hoog, nee. Watter een kan ek vir jou aangee? Dit is nie gewoonlik te hoog nie. Dit is net te hoog omdat hy op sy gat moet sit. Om gehelp te word is nie deel van Rion se verwysingsraamwerk nie. 'n Man is verkieslik kapabel om sy eie pap van die rak af te haal. Maar hoe maak 'n man op sy sitvlak op wiele wat niks kan bykom nie? Wees tevrede met 'n alternatief op die onderste rak. Ja, Rice Krispies, graanvlokkies, Weet-Bix. Sy goeie Afrikaner opvoeding maak daarom dat hy ingee en vreeslik ordentlik die hulp aanvaar. Of is dit haar mooi gesiggie wat die ding gedoen het? Ja, dankie, die gemengde kitspappak daarbo. Reg so, sy strek, boonop het sy nie 'n slegte lyf nie, sien hy. Sy oefen waarskynlik gereeld, want sy is nie meer so jonk nie, ongeveer sy eie ouderdom, skat Rion. 'n Ordentlike man sal wegkyk. Hy het nog altyd met sekerheid geweet dat hy nie regtig ordentlik is nie. Wanneer sy omdraai en reguit na hom kyk, besef hy dat hy haar al iewers gesien het. So 'n gesiggie vergeet 'n man nie sommer nie. Maar waar? Wonder jy of ons mekaar moet ken? Vra sy, asof daar 'n vraagteken op sy gesig geskryf was. Ek is jou buurvrou, skuins oor kan die straat, Carmen Stein. O, goed, ek het gewonder, ek is Rion Rousseau. Ek weet, jy het in mevrou Lelani Smit se huis ingetrek, Langstraat 890. Sy was ook in 'n rolstoel nadat haar bene afgesit is. Carmen sit die ontbytpap in die mandjie op Rion se skoot. Ek bly skuins oorkant jou, 891A, die kleiner een van die skakelhuis daar. Rion antwoord, dit is hoekom ek die plek by haar dogter hier en mevrou Smit se kar oorgeneem het. Die plek is goed ingerig vir iemand wat liggaamlik gestremd is. Wel, as jy haar dogter ken, weet jy seker ook dat mevrou Smit 6 weke gelede in haar plek vermoor is, daar waar jy nou woon. Sy was 'n sagte teiken, 'n ouer dame wat haar gesig vertrek. Ek weet, hy weet ook skielik dat dit by Tant Lelani se begrafnis was, waar hy hierdie mooie dame vir die eerste keer opgemerk het. Hy hoop net nie dat sy hom ook daardie dag raak gesien het nie.
Of as sy hom dalk vlugtig opgemerk het, dat sy hom nie sal onthou nie, want hy was daar, sonder sy wiele. Carmen het nie gebly vir tee en begrafnisbroodjies nie. Hoop hy, glo hy, want hy het haar nie in die kerksaal by die ander mense gesien het nie, en hy sou haar raak gesien het, dit weet hy. Maar aangesien hy haar onthou en sy van hom vergeet het, besef hy nou dat hy waarskynlik nie dieselfde indruk op haar gemaak het as sy op hom nie. En daarvan hou sy ego natuurlik net mooi niks. Want dit is nou nie asof hy verwaand of voor op die waal wil wees nie, maar vroue hou nogal van hoe hy lyk. Hulle sien hom gewoonlik raak. Die rowers is lafaards en hulle kom in groot groepe. Waarsku Carmen, jy moet jou oë oop hou, Rion. Dit sal miskien goed wees as jy by ons kompleks se WhatsApp groep aansluit. En ek neem aan dat jy mevrou Lelani se kontak by Buffalo Security oorgeneem het. Moes ek? Wel ek sou as ek jy was. Die manne se gewapende reaksie is nogal blitsig. Jy moet hulle nommer op speed dial op jou foon kry en die blitspatrol hê. Is jy nie nou 'n bietjie paranoïes nie? Vra hy. Hy kan die skaduwee wat oor haar gesig gly nie miskyk nie. Mens kan nooit versigtig genoeg wees nie, Rion. En moet nooit aanvaar dat jy nie ook 'n slagoffer kan wees nie. Dit gebeur met enigiemand. Totsiens, Rion Rousseau. Totsiens, Carmen Stein. Rion kyk haar agterna, tot waar sy by een van die kasregisters gaan wag om te betaal. Wat is haar storie? Iets sê vir hom dat daar baie meer in daardie mooi koppie broei as wat sy wil erken. Verbeel jou om hom te waarsku om versigtig te wees. Sy is 1000 maal meer weerloos as wat hy is met haar fyn posteertjie. Ten minste het hy 'n formidabele uitklophou as iemand in sy vuiste vasloop. En hy kan soos 'n kameelperd skop ook, as hy nie moet voorgee dat hy nie sy bene kan gebruik nie. Hy is nie baie lank nie, maar hy is sterk. Hy was lank genoeg gespeurder in die SAPD om alles te gesien het, kwesbares, weerlooses, oues, jonges, hulle jag in groepe soos wilde honde en skeur repe uit daardie slagoffers, al leef die persoon nog. Na sy ontslag uit die mag, het Rion begin spesialiseer in tegnologie, waar die installasie van sekuriteitskameras en huisautomatisering insluit. Alles word met selfone en laptops beheer. Duur toerusting wat nie almal kan bekostig nie, veral nie mense wat in 'n gemiddelde woonbuurt gebly het nie, soos Tante Lenani, wyle Tante Lani. Plaas dat hy vir haar iets spesiaal gedoen het, maar dit is Pretoria, en Tante Lelani het gewoon in 'n sogenaamde veilige woonbuurt agter 'n valhek. Hy het Lelani Smit lewenslank geken. Die vrou was nie net een van sy ma se beste vriendinne nie, sy was ook sy peetma. Dit is hoekom hy onmiddellik ja gesê het toe haar dogter Babs, saam met wie hy groot geword het, hom by die begrafnis gevra het om die moordbende van die blok te help aankeer. Die polisie moet mos bond staan met te veel ander sake ook. Hy kan net konsentreer op hierdie een. Hy het nou bietjie meer tyd tot sy beskikking. Sy strategie, as jy nie weet waar om te begin soek na die skuldiges nie, is om die aas te word, en dan lok jy die trop na jou toe. So kry jy hulle agter tralies of jy maak hulle vrek. Die dat sy dekmantel die van 'n opvallend hulpelose man in 'n rolstoel is. Buite by die kar laai sy pakkies op die agterste sitplek. Daarna werk hy homself agter die stuurwiel van die kar in en hys die stoel tot op die dak. Terwyl hy wag om sy asem terug te kry, verstaan hy hoekom daar wye parkeerspasies vir rolstoelmense en gestremdes is. Dis 'n helse operasie om in en uit karre te kom en om rolstoele in en uit te laai. Is jy okay? Carmen tree van die breë stoep af en kom loer by die oop ruit langs hom in. Sy het intussen al by die groente- en vrugtewinkel gaan indraf. Daarvan geduig die boks in haar hande.
Ja, dankie, dit is net nogal warm en ek is seker maar 'n bietjie onfiks. Met die agterkant van sy hand vee hy die sweet van sy voorkop af. Carmen huiwer 'n oomblik voordat sy aanbied. Rion, jy hoef nie elke keer winkel toe te ry as jy iets nodig het nie. Vra vir my. Ek het baie keer vir tant Lelani haar brood en melk gekoop en piesangs. Sy was baie lief vir piesangs. So waar. Hy het geweet dat tant Lelani van piesangs gehou het, maar hy het nie geweet dat sy 'n piesang en broodkoper ook gehad het nie. Ek was waarskynlik een van die laaste mense wat haar lewend gesien het daardie dag waar sy vermoor is. Ek het vir haar gaan geld trek om die skoonmaker mee te betaal. Volgens die ondersoekbeampte is sy ongeveer 'n halfuur later oorlede. Die paar goedjies wat ek vir haar gekoop het, het nog onaangeraak daar op haar kombuistafel gestaan. En die skoonmaker, is sy saam met jou, na jou, voor jou daar weg? Vra Rion. Ons is saam daar weg. Ek het haar by die busstop gaan aflaai. Rion kyk nou met groter aandag na Carmen. Is daar iets wat sy weet, of wat sy gesien het, wat sy dalk nie genoem het nie? Of is dit iets wat die polisie as minder belangrik beskou het? Hy sal graag meer wil weet, miskien een of ander tyd met haar wil praat. Hy wonder hoekom het Babs nie spesiale melding van haar gemaak nie. Of het hy bloot nie geluister as sy soms na haar ma se weldoeners verwys het en hulle by die name genoem het nie? Miskien het hy al die naam gehoor. Moontlik aanvaar Carmen dat sy intense kyk na haar beteken dat hy ook 'n piesangkoper brood nodig het, want sy vra, ek ry byna elke dag hier by Spar verby, selfs op Saterdae soos vandag, so gee my jou selnommer ook, dan bel ek jou van myne af. Daarna kan jy dit op jou foon stoor en my bel as jy enigiets by die winkel nodig het. Hy doen dit en toe sy bel, bære hy haar nommer op sy foon onder Carmen. Toe raak hy haastig. Baie dankie vir jou hulpvaardigheid. Geniet die res van jou naweek. Maar voordat hy die kar in Treurad druk, kom staan sy in die venster en vra, waar kyk jy vanmiddag rugby? Ek neem aan dat jy sal wil rugby kry. Kyk, ek kry mense en jy is welkom om saam met ons te kom kyk. Of het jy reeds ander planne vir vandag gemaak? Natuurlik wil hy weer met haar praat, maar verkieslik alleen. Miskien alles, as alles eendag verby is. Hy moes te lank oor die saak gedink het, want Carmen begin skielik stotter. Ek is jammer, ek het sommer aanvaar dat jy rugby wil kyk. Miskien nie aarde, ek kyk beslis graag rugby, maar ek het reeds ander planne vir vanmiddag. Ek gaan by vriende in Johannesburg kuier. Hy glimlag, miskien 'n bietjie te breed, toe dit tot hom deurdring. Iemand soos Carmen sou beslis nie eens met hom gepraat het as hy penoorent op sy 2 bene daar voor die rak gestaan het nie. Hy sou ook nie 'n uitnodiging of 'n selnommer uit haar gekry het nie. Soos wat hy daar sit, is hy mos nou 'n wolf in skaapklere, wat toe nie eens 'n pick-up line nodig gehad het om een van die mooiste vroue in die buurt se selnommers op sy foon te kry nie. Langstraat 997, 'n paar huise van Rionson. Ouma kom sê vir Flippy, vat die honde, dan gaan stap jy met hulle, maar moenie te lank wegbly nie. Ouma gaan ons kos reg hê vir 6 uur. Reg ouma, sê Flippy. Hy sit leibande aan die honde se halse. Rottweilers wat op 'n plaas groot geword het, sal nie net gaan sit as jy vir hulle skree nie. Jy moet hulle plat druk en terugtrek. Moeilik as jy self minder weeg as die honde. Honde wat saam met hom en ouma deur trauma van 'n plaasaanval is, wat Flippy se oupa, sy pa en ma en sy sussie se lewens geneem het. Hoe vergeet ons nou weer? Daar is mos nie iets soos plaasaanvalle nie, sê ons geagte president. Dit was net 'n gewone inbraak waar 9 van hulle ingestorm het en vreeslike goed aan Flippy se mense gedoen het.
Nou is die plaas so half en half weggegee, want die regering was ewig gretig om het te koop. Vir net genoeg om hierdie dorpshuis in 'n sogenaamde veiligheidswoonbuurt te kon koop. Want ouma sien die kans dat sy en Flippie nou alleen op die plaas moet woon nie, daar waar hulle soveel geweld saam beleef het nie. Kom Simba en Mila, roep Flippie en sit die bande aan die honde. Sien ouma nou weer, is reg, veilig wees my kind, roep ouma uit die kombuis. Ja, hy sal veilig wees, wat kan nou eintlik in die stad, helder oordag, met iemand gebeur as jy 2 groot Rottweiler honde by jou het. Flippie stap by erf 991 verby, en toe steek hy vir 'n oomblik vas, en toe onthou hy mos weer, moord kan helder oordag in die stad gebeur. Moord gebeur maklik, en enige tyd, enige plek in Suid-Afrika. Dit is waar ene Tannie Lelani Smit vermoor is, ongeveer 6 weke gelede. Nêrens in Suid-Afrika is 'n mens veilig nie. Nie as jy 'n wit vel het nie, en ook nie as jy bruin is nie. Flippie se ouers en sussie was swart, net soos hy. Hulle het by oupa en ouma op die plaas gewerk, maar nou is hulle almal dood. Die dat ouma besluit het om hom saam met haar te bring. Daar is niemand vir hom meer oor nie. En toe sê ouma, hy is haar kind, hy is nou hare. Word vervolg.